Goeiedag almal. Ehm, ek vertrou dit gaan goed en, ekskuus as ek so 'n bietjie rof lyk. Hier by ons is die krag al af van gisteraand af 9 uur en, so 'n bietjie onsmaaklikheid, wat die krag aanbetref en tot nou toe, waar trek ons nou? Ons al amper 1 uur, wat die krag oor amper 12 ure, meer as 12 ure af is. En, ja, ou kan was en skeer en jouself bad en goed, maar op die einde van die dag lyk jy nou nie so perfek as wat jy gewoonlik lyk as, as 'n ou natuurlik deur 'n stort, geduik het nie en 'n bietjie skoon gewas het nie. My liewe broer en suster, ek wil graag oor iets praat wat baie swaar op my hart druk vandag. Ek het in my vorige video wat gegaan het om te gee, maak 'n mens gelukkiger as om te ontvang, het ek ja, ek daar het baie misverstand ingekom in daai boodskap en, ja, ek het, ek het daai video met soveel opregtheid en goeie bedoelings gemaak en, ek het vandag net weer eens besef, 'n mens moet nooit in jou lewe vir Satan onderskat nie, want hy kan van iets so mooi en so opreg in 'n kwessie van sekondes in iets slegs verander. En ek wil vir julle sê baie mense het my video, my bedoeling verkeerd verstaan en, ja, ek wil van my kant af, groot om verskoning vra vir daai misverstand. Baie mense het gevoel ek leer kinders, ek leer mense om, hoe kan ek sê, ander mense uit te byt, om slim te speel en, op die einde van die dag op ander mense te teer of op mense te spange om te kan kry, wat 'n mens wil hê of daai tipe dinge, dat dit 'n verkeerde boodskap uitgestraal het. En, dit was nooit my bedoelings, God in die hemel weet dit en, ek voel verskriklik sleg daaroor en, ek het ook baie gaan bid daaroor. Vanoggend het iemand op my pad gekom wat my vermaan het daarop, wat 'n skrif vir my gegee het en, daai persoon, spesifieke persoon is iemand waarvoor ek baie lief is en, hy was ook maar in 'n sielestryd oor die hele situasie en oor die video wat ek gemaak het en, hy het dit gevoel, dit is die bevestiging wat hy ontvang het. Ek dink is Jakobus 2 vers 1 tot 11 of so iets, wat die Here vir hom ook 'n bevestiging gegee het in sy hart om met my te praat daaroor, want die video wat ek gemaak het, kan baie maklik 'n verkeerde boodskap uitstraal na buite toe en God weet met watter bedoelings ek, daai video gemaak het. Dit is die eerste keer in hoeveel maande en jare wat ek eintlik maar uit die hart uit praat persoonlik en, met 'n hart van dankbaarheid. Ek bedoel ek kom uit 'n naweek uit wat ek regtig op die hande gedra is en, soveel voel vreugde en geluk en blydskap en, slaags toe ek die biltong hang en alles, toe sit ek en dink aan so 'n grappie met die jong mense, my swaarste seun is ook nou wat hier 13, 14 jarige ouderdom. Ek het nog 'n vriendin wat se seun nou en, hoe kan ek sê 12, 13 jaar oud is en, wat volgende jaar dink ek hoërskool toe gaan. En, slaas genoeg toe ek die biltong so hang en ook maar gedink het aan die kinders, dis snaaks dat ek gedink het om so 'n bietjie die spot te dryf met dit en ek het dit regtig nie sleg bedoel nie. Om die waarheid te sê het ek, my groter boodskap van daai hele video het daarin gelê om vir mense te wys dat ja, ek werk vir die Here en, ek het dit nie breed nie. Ek het nie salaris soos baie mense in besighede en ek het 'n moeilike pad in my lewe gestap en 13 jaar alles in my lewe opgeoffer en, verniet. Ek weet hierdie werk kan jy nooit vir geld doen nie, want jy kan nooit geld op 'n siel van God plaas nie en, jy weet, dit is hoekom die Here my vrou seën met 'n fantastiese werk om al ons belange by die huis te kan dra en ons kinders te kan dra met die universiteit en al daai tipe dinge, sodat ek nie afhanklik is van 'n salaris nie. En dis die voordeel van my werk wat ek doen. Ek het nie 'n kerk nie, ek het nie mense wat vir my werk nie, ek het nie krag en water om te betaal by 'n kerk nie. Verstaan my punt? So ja, ek werk agter die skerms, agter geslote deure, agter hoë mure.
in donker gange, werk ek agter in die kanale wat die Here my gebruik, en ek is nie afhanklik van geld nie, en hoe kan ek sê, niemand kan 'n geweer teen my kop sit en sê, weet jy wat, ek het hierdie maand vir jou dit en dit gegee, jy gaan of praat, soos ek wil hê jy moet praat, of 'n kontrak dit, ek sal nooit my siel verkoop vir geld nie, en ek het nog nooit dit wat ek doen, God in die hemel ken my hart, gedoen, om enige mens uit te byt, of absoluut daai boodskap uit te straal, of God te diskrediteer, of sy naam in oneer te bring, en as dit die boodskap is, as dit hoe dit gelyk het, vir wie ook al die boodskap geluister het, wil ek voor die hele Suid-Afrika, voor almal vandag, internasionaal om verskoning vra. Dit was nie my bedoelings om enigstens vir mense te leer om ander uit te byt en te misbruik en op ander te trap om bo uit te kom. En my liewe broer en suster, dis die laaste ding wat ek in my lewe sal doen. En God ken my hart. Dat ek vandag vir julle sê, vra enige persoon wat in my bediening insaai. Dit is, ek sê altyd vir hulle, onthou, julle gee dit vir die Here, julle gee dit nie vir my nie. Ek kan nie, ek sê altyd vir mense, jy kan nie met skape boer wat nie aan jou behoort nie, dit is skape in 'n ander kraal wat nie aan my behoort nie. En soos God se oë op my is, so Satan se oë ook op my. En ons leer in die Bybel van nou Judas wat lang vingers gehad het, wat van God wat die beursie gehad het, en van daai insette gevat het, daai geld gevat het om homself te bevoordeel. En ek wil vandag vir julle sê, ek het baie swakhede en foute, perfek is ek nie, maar ek kan vandag vir julle sê, ek is die laaste mens wat jou sal misbruik om uit te byt, om te kyk wat ek uit jou uit kan kry. Jy weet, in my bediening van 13 jaar het ek gesien dat jy sal nooit almal kan happy jou nie, jy sal nooit almal gelukkig maak nie. En die rede hoekom ek so sê is, nie eers Jesus Christus kon dit reg kry nie. Ek is 'n persoon wat verskriklik baie dankbaar is vir almal se ondersteuning, wat my bediening ondersteun, baie uit die hart uit. Daar's partykeer fondse wat in my rekening inkom, wat ek nie eers weet waar kom dit vandaan nie. Maar ons het nie baie nie, daar's nie baie mense wat hulle hande en voete vou maar vir die koninkryk van God, as ek na my bediening kykie, daar's miskien in die kerke, ja, wat ander geestelike leiers, wat pastore en dominees het baie meer voordele as ons is. Maar ons betaal 'n massiewe prys vir die werk wat ons doen. En dis een van die hoofredes hoekom my vrou 'n bonatuurlike goeie werk salaris verdien, om ons aan die lewe te hou. En dat nooit ooit ek in afhanklikheid van enige persoon hier buite my werk doen nie. En daar's nie geld op 'n siel nie. Ek het daai tipe attitude, as ek dit so kan stel. As God my in die Kaap wil hê, sal hy sorg dat ek daar uitkom. En so het ek al die hele Suid-Afrika vol gereis, wat God bonatuurlik voorsien. En om my te kry waar hy my wil hê, want dit gaan oor sy naam, en ek wil nooit ooit in my hele lewe sy naam in oneer bring. My liewe broer, suster, God is al wat ek het. Ek het alles in my lewe verloor. 12, 13, 14 jaar terug het ek alles in my lewe verloor. Alles. En daar was telke male wat ons regtig baie sleg ingedoen is, en deur mense misbruik is, en uitgekou en uitgespoeg is. Ons weet hoe voel het om misbruik te word. Ons hoe voel het as jy met valse hoe kan ek sê, afgunstige en jaloerse mense te doen het, skynheilige mense, hypocrites. Ek weet hoe voel het, ek weet hoe voel het om misbruik te word, en alles in my lewe te verloor. Dis die laaste ding, die woord sê, moenie aan 'n ander mens doen wat jy nie aan jouself gedoen wil hê nie. En ek wil vandag vir elkeen wat vandag na my luister, as dit die boodskap is wat jy ontvang het, as dit die siening is wat in jou hart geplaas is van my, wil ek vandag vir sê, dis 'n massiewe groot misverstand. Want daai video is met soveel liefde en opregtheid gemaak. God in die hemel hoor my hart. Jy weet, my liewe broer en suster, ek is 'n persoon wat baie moeilik iets ontvang. Die Here het my verplig op baie telke male in my lewe om iets te ontvang, want as jy dit nie ontvang nie, dan weerhou jy 'n seëning van daai persoon af. En
Jy weet, dis vir my moeilik. Ek weet die woord sê in Handelinge 20:35, dis moeiliker, dit maak jou gelukkiger om te gee as om te ontvang, en dis absoluut die waarheid. Ek was nooit 'n persoon wat ontvang nie, ek was altyd 'n persoon wat my laaste uit, die mense wat my ken sal vir julle sê, die linkerhand moet nie weet wat die regterhand doen nie, maar ek wens ek kan my hart oopsny, en toestemming van God ontvang, om vir julle te sê, wat het ek in my lewe, in die laaste 13 jaar vir ander mense gedoen, en op die einde van die dag, myself gediskrediteer om ander mense op te rig, my eie belange eenkant te stoot, om ander mense waardigheid te gee, en dan kom daai einste mense, soos hulle op daai dag soen, dan kom hulle en hulle druk sulke lang messe in jou rug in, en dat ek vir jou sê, ek weet hoe voel dit om gekou en uitgespoeg te word, en ek wil vandag vir julle sê, oor die finansies van God, kan ek vandag vir almal in Suid-Afrika, die hele wêreld in die oë kyk, en ek kan vir julle sê, kom kyk, kom vat daai rekening, kom kyk elke sent wat in daai rekeninge inkom, kan ek rekenskap voorgee, en God kan my, hier waar ek vandag met julle praat, God kan my doodstraf, God kan hierdie hele bediening toemaak, hoor, so waar is daar God in die hemel is, en ek sê dit in Jesus Christus se naam, as ek 1 sent gevat het, wat God my die opdrag gegee het, jy sien my liewe broer en suster, hierdie werk, kom met baie, baie groot verantwoordelikheid, en as jy God se seëninge misbruik, dan kom dit nie, dan sien dit nie die lig waarvoor dit gegee is nie, en dis hoekom daar 'n afhanklikheid is met weeshuise en weeskinders en ouerhuise en weduwees en selfs kerke om die werk van die Here te doen, Bybel, weet, verspreiding, en verstaan my punt, is soveel mense wat op my pad kom, wat regtig opreg is, wat hulp nodig het, kinders van God is, jy kan nooit ooit daarmee dobbel nie, en dis waar die stem van die Heilige Gees 'n kritieke rol speel, maar iets waarin ek glad nie beheer het nie, glad nie, is wanneer ek by mense kom, as ek by mense kom, en iemand gee vir my iets uit die hart uit, ek het nie gevra daarvoor nie, ek het nie 'n bord geswaai, of enigstens sy goedheid misbruik om iets te ontvang, en daar, ek praat van 'n geskenk, van geskenke, wat mense vir jou gee, wat jy nie oor beheer het nie, jy het nie gevra daarvoor nie, en ja, so moeilik as dit is, om dit soms te ontvang ek dit, en dan kom Satan, en hy kan dit so maklik omswaai, en jou diskrediteer, jou werk vir God diskrediteer, jou menswees diskrediteer, en hoe kan ek vir jou sê, hy's 'n absolute foenie op die gebied, wat hy absoluut vyandskap probeer saai, tussen geliefdes, tussen broers en susters in die Here Jesus Christus. My liewe broer en suster, as dit die boodskap is wat ek uitgestraal het, wil ek uit my gees, uit my hart het voor God vandag vir jou om verskoning vra. Dit is nie my bedoelings nie. Ek is baie lief vir die Here, en ek is baie lief vir die werk wat ek doen, en as jy die pad gestap het, wat ek in my lewe gestap het, dan leer jy om 'n krokodilvel te hê. Jy leer om met die minste klaar te kom. En weet julle wat doen ek die laaste 13 jaar in my lewe? Ek maak vir my skatkis in die hemel bymekaar. Dat 'n mannetjie soos ek, wat 38, 48, 49, 50 jaar oud is, waar begin 'n man soos ek weer van voor af? En ek het gedog, daai keuse is daar 2020, na ek die grondonteiening sonder vergoeding video's gemaak het, en wat ek gevoel het, die tyd het aangebreek om my vrou te help dra en al ons verpligtinge hier by die huis, en kinders wat in universiteit is, en net weer op te staan deur moeilike tye in my lewe, en op so 'n manier bietjie waardigheid te bou, en weer bietjie terug te ploeg in my vrou se hart, op my vrou het 'n moeilike pad, hoe kan ek sê, saam met my gestap, en ek kon, as ek regtig wou, in Amerika gaan werk het, en met die kwalifikasies wat ek agter my naam het, kan ek seker baie maklik 150, 200,000 rand 'n maand huis toe bring. Maar daai dag het die Here vir my gesê, my kind, ek het vir jou gesê, jy's klaar gewerk in hierdie wêreld, jy gaan vir my werk, jou werk is of lankie klaar nie, jy het 'n wedloop om te voltooi, 'n oorwinning om te behaal, en weet jy wat, jy sal nooit baie hê nie, maar jy sal by my genoeg hê, ek sal altyd voorsien en versorg vir jou,
En hy doen dit. God doen dit. Hy kyk, my vrou kry 'n bonatuurlike salaris om al ons behoeftes te voorsien. En God het maniere partykeer wat hy deur mense werk. Hoe kan ek sê wat mense se lewens se harte werk, soos byvoorbeeld hierdie naweek wat die pa van daai familie uit sy eie uit, daar's geen geweer teen sy koppie, niks. Ek en daai man het om die waarheid te sê, as ons 1000 woorde of 2000 woorde al vir mekaar gesê het, is dit baie. Maar uit sy eie uit kom hy van nêrens af en hy sê, Koert, vat dit. Ek wil jou seën met dit. Hier's vir jou biltong, hier's vir jou droëwors. Ek gee dit uit liefde uit. Want ek waardeer jou ook. Ek sien jou video's, ek sien jou gebede en ek weet jy doen baie vir my kind en vir my kinders en vir almal. Ek wil jou seën met dit. My liewe broer en suster, hoe gooi ek dit ooit in 'n mens se gesig terug? As dit die hart is wat dit vir jou gegee word. En dieselfde met ander mense ook. Ek het 'n ander persoon gehad wat ons ook al baie bederf het. Uit die bloute uit, dan kom 'n persoon en hy gee vir jou of 'n airfryer of jy weet, hier uit die bloute uit bring hy en hy druk 'n horlosie in jou sak. Nou die dag wat ek gepraat het op daai mannekamp van hoe het ek wonderbaarlik wat God my horlosie vir my teruggegee het, maar ek het klaar vrede in my hart gehad, ek sou dit nie terugkry nie. En hoe die Here op my hart gedruk het om in daai persoon wat arm is, se lewe in te investeer, want ek het geweet, ek het by die huis, het ek nog 'n horlosie wat my vrou vir my gekoop het. En weet jy wat, hier uit die bloute uit kom 'n persoon en druk jy 'n ander horlosie in my sak en hy sê, weet jy wat, ek wil dit vir jou gee, die Here druk dit op my hart. En weet jy wat, wie is ek om daai absolute bedoelings, daai seëninge, daai mooi geskenk uit die hart van daai persoon terug te gooi in sy hart, want ek is nie 'n persoon wat mense misbruik nie. Ek is nie iemand wat, ek kan nie laat geskenke en geld my werk vir die Here domineer en wat mense in my skaakmat of in hoeke indryf en forceer dat geld begin die praatwerk in my lewe. Jy kan dit nooit in jou lewe doen. Jy kan eers laat vriende, laat familie, laat ouers, laat kinders jou lewe voorskryf in die dieptes van die vlakke die werk wat ons doen nie. En ek wil vanaf vir jou sê, daar waar jy daai tipe geskenke kry, hoe sê jy nee? Jy kan nie nee sê nie, want dit is nie wie ek is nie. Ek hou nie daarvan nie. Ek is eerlik, dis 'n swakheid in my. Ek hou nie daarvan om te ontvang nie. Dit was nooit my mens wees nie, maar die Here het vir my gewys, dis trots. Dit is hoogmoed, geestelike hoogmoed, as jy daai goed nie wil vat nie. Maar weet jy wat, jy weerhou 'n seën van my, as jy dit teruggee vir daai mense, dit nie wil ontvang nie. Dis hoekom ek baie moeilik is, vra enige persoon wat 13 jaar saam my 'n pad stap. Ek vat nie sommer geld van mense, nie van kerke nie, nêrens gaan vra die kerke wat ek al bedien het, oor 'n naweek, of wat ek daar gaan bedien met die kerk, ek gaan vra vir daai mense, of ek geld by hulle ontvang het, hulle sit met 'n koevert in hulle hand, wat hulle vir my wil gee, dan sê ek, nee, toe die Here my daar wil hê, sy naam is op die spel, ek gaan nie sy naam in oneer bring nie, en ek sal nie my voete in jou kerk sit nie, as God my daar by jou wil hê, sal hy voorsien vir my om daar te kom, en God het tog altyd so voorsien in my lewe ook. My liewe broer en suster, ek het net weer eens besef vandag, wat 'n absolute fundie Satan op hierdie gebied is, en hoe kan hy regtig iets onskuldig en so opreg swaai en draai om jou te diskrediteer en vyandskap te saai tussen broers en susters in die Here Jesus Christus. Ek vra vir die hele Suid-Afrika, vir die hele wêreld, vra ek, as ek 'n verkeerde boodskap uitgestraal het, as ek jou teleurgestel en seer gemaak het, dit was nooit my bedoelings nie. En ja, voor ek hierdie video gemaak het, het ek met God gaan toets. God ken my hart. My liewe broer en suster, ek het niks om te verloor. Ek het alles in my lewe verloor. En weet jy wat, nee, al wat ek het is God en my bediening en my vrou en jy weet wat, en die skatkis wat ek besig is om in te ploeg in die koninkryk van God. God weet dit. Die Here weet dit. Ek het niks vir niemand te bewys nie. En soos die Here ook sê, jy sal nooit almal gelukkig maak nie. Nie eers Jesus Christus kon dit reg kry nie.
En dis hoe Satan werk, as hy jou sien as 'n bedreiging, en die werk wat jy doen, en die mense wat met jou paaie kruis, en die saad wat jy afsaai, sal hy enige iets moontlik in sy vermoë doen, om dit te diskrediteer, en 'n boodskap in die gees in die harte van mense te plaas, wat nie daar is nie. Ek het regtig op die einde van die dag gaan luister weer na daai video, het ek gesê, ek maak dit 'n grap, ek het net 'n bietjie gespot met die jong klomp. Op die einde van die dag het ek vir mense gesê, die werk wat ek doen, ek kan nie gaan jag, al is dit my liefde. Is dit eenvoudig te duur, ek kan nie 'n 100 000 rand se geweer koop vandag nie, meneer, mevrou. Ek kan nie, ek het dit nie. Ek kan nie gaan jag nie, dis te duur. Ek kan nie 'n gemsbok of 'n koe skiet nie, dis te duur. Ek het nie daai geld nie. Al is dit my liefde. Ek kan nie gaan skiet, daar bly, terugkom en nog hoeveel duisend rande gee vir 'n slaghuis om daai vleis te verwerk en reg te kry, en dit alles kos 'n klomp geld, jou petrol, jou diesel, jou tolhekke, dit kos 'n klomp geld. Ek het dit nie, en God in die hemel weet dit. Maar weet jy wat, dit was sy manier om my te bederf. Dit was die bedoelings van God se hart, wat hy mense wat finansiëel sterk is, wat ook broers en susters, wat ook glo in Jesus Christus gebruik het, om my te bederf op hierdie gebied. En as dit ooit so lyk, dat ek mense misbruik het, of mense leer om ander te misbruik, om hulle guns, en hoe kan ek sê, om hulle te misbruik en geld uit hulle uit te maak, en te kyk wat jy daaruit kan kry, so waar daar God in die hemel is, vra ek julle almal om verskoning. Ek vra julle om verskoning as dit die verkeerde boodskap is, wat ek uitgestraal het. Dit maak my net weer sterker vandag, om baie mooi te dink voor ek iets van mense ontvang. Maar dit wys jou net hoe kan Satan, hoe kan hy iets wat absoluut mooi en opreg is, binne sekondes in jou gesig teruggooi. En ek weet wat sy bedoeling is. Sy bedoeling is om my as gesalfde werker as die Here te diskrediteer, en my te stop, my afvallig te maak, en ja, die Here se naam in oneer te bring. Ons moet mekaar kan vergewe, en ek vra julle om my te vergewe. En die Bybel sê self 70x7. Dit was nooit my bedoelings nie. Ek is verskriklik jammer daaroor. Vergewe my daarvoor, ek is regtig jammer. En as ek kan, het ek alles teruggegee. Dit sal net nog verdere probleme ontaard, en emosies oplaai, en vyandskap saai, en ek gaan nie 'n fout met 'n fout regmaak nie. Ek is jammer vir almal wat daai video verkeerd verstaan het. Ek is verskriklik jammer, my bedoelings was so opreg en goed. Om die waarheid te sê, was dit die eerste video wat ek uit my gees, uit my hart het in 'n baie lang tyd gemaak het, wat nie fisiese leerstelling is nie, maar wat het uit my hart uitgespreek, wat ek bietjie iets van myself na mense toe wil bring, die blydskap in my hart met almal wil gedeel het, en net so 'n bietjie grappie met die jong klomp gemaak, want ek was self jonk. Dit vat my terug toe ek ook die eerste bok geskiet het, en dit wys jou maar net, ou Satan is 'n meester op hierdie gebied, en hy like om vyandskap te saai. Dit wys jou maar net, ou moet altyd dink voor die prate, voor die optree, en ons bly mens, ons kan almal maar foute maak. Maar dan kan ek vandag so waar God in die hemel is, ek het toestemming gehad op daai video, jy sal niks van my ontvang, of dit 'n brief is, of dit 'n leerstelling is, of dit 'n video is, of dit 'n gebed is, of 'n skrifgedeelte, jy sal niks van my ontvang, as God my nie toestemming gegee daarvoor nie. As ek dit nie getoets en gestaaf het, wat ek weet met wat 'n verantwoordelikheid hierdie werk kom, en jy kan so baie maklik mense verdryf van God af, in plaas om hulle nader te trek, jy kan so baie maklik afbreek in plaas van bou. My liewe broer en suster, in hierdie werk moet jy altyd oop wees vir vermaning. En soms is dit regtig so onskuldig, wat jy pak slaag kry, wat jy nie regtig vra daarvoor nie. Maar jy sal die woord sê, die wêreld sal jou haat, want jy is nie meer deel van die wêreld nie.
Ek het werk om te doen. Ek moet hierdie dinge agter my rug sit en vorentoe kyk, want wie se hand aan die ploeg slaan en aanhou omkyk wat agter is nie geskik vir die koninkryk van God nie. Vir jou wat vandag na my luister, wat ek teleurgestel het, wat ek seer gemaak het, ek is baie, baie jammer. Ek hoop jy kan in jou gees en jou hart my vergewe. Ek kan vir jou reguit sê vandag, dit was genuine nie, dit was nie my hart se bedoelings nie. Ek vra julle om verskoning daaroor, met opregte hart. Ek hoop in my gees en my hart, julle kan my vergewe daarvoor, en ek sal volgende keer eerder, weet ek sê altyd, stop is ook my antwoord, miskien is dit baie keer beter om maar net, ja, jou gevoelens en jou emosies vir jouself te hou, maar ek gaan nie 'n fout met 'n fout regmaak nie. Ek is nog steeds dankbaar vir alles wat ek ontvang, en nie noodwendig finansies nie, maar ook iets wat mense soms baie keer in my hand inploeg, 'n stuk biltong of 'n geskenk uit die hand uit, en ek weet dis opreg in daai mense se harte uit. Hierdie is niemand se skuld behalwe Satan se skuld nie. Dat hy's daar om soos 'n brinleeu rond te loop, soos 'n dief van die nag, soos 'n engel van die lig, soos 'n brinleeu rond te loop en verwoesting en vyandskap te saai tussen broers en susters in die Here Jesus Christus. Dis een van die grootste redes hoekom daar soveel verskillende kerke is tussen ons. Hoeveel daar soveel groot verskille tussen ons. Die een liggaam van Christus is waar dit vir die Here altyd belangrik is. 1 Korintiërs 1 vers 10 om eensgesind te wees. Daar moet nie verdeeldheid tussen ons wees nie. En ek weet met wat se bedoelings ek daai video gemaak het. En dis hoekom ek liewerste die minste sal wees. Nederig, sagmoedig, op my knieë, bereid om voete te was. Ek sal jou voete was as dit daarop neerkom, om my opregtheid van my hart vandag op die tafel te sit. Ek is verskriklik jammer, as dit gelyk het dat ek enigstens julle misbruik het, of mense geleer het, om mense se goedheid uit te byt, en, hoe kan ek sê, ek weet nie, ek kan dit eers behoorlik uitspreek, dat ek kan dit eers verduidelik nie, want dit is nie die mens, die karakter wat ek is nie. Baie mense wat 'n lang pad saam my stap, gaan vra vir Tannie Annetjie, of staan of Jesus sterf, en sy loop 13 jaar saam met my, gaan vra vir haar, mense wat my ken, wat saam met my 'n pad stap, gaan vra vir hulle of ek die tipe mens is, wat op jou gaan trap om te kyk, wat ek uit jou uit kan kry. Ek weet hoe voel het om misbruik te word, gekou, gespoeg. Glo my, ek kan boeke skryf. Ek het 'n T-shirt in die kas, ek het 'n storie om te vertel. En ek is die laaste een wat met 'n wit brood onder die arm God se naam in oneer gebruik. Ek wil baie graag hemel toe gaan. En God ken die opregtheid van my hart. Ek kan vir jou lieg, ek kan vir myself lieg, ek kan vir ander mense lieg. Ek sal nooit in my hele lewe vir God kan lieg nie, want hy is die skepper van hemel. Hy ken die diepste, donkerste geheim van almal se hart. En dis hoekom ek vandag weet, ek kan sien hoe kom hierdie toue bymekaar. En ek kan die absolute aanslag van Satan en alles sien. Want vir hom is ek 'n doring in die vlees. Ek krap in sy slaai. Verstaan jy? Hoe kan ek sê? Ek openbaar hom vir wie en wat hy is. En dis hoekom hy enige geleentheid sal gebruik om my werk te diskrediteer en my in ongunst te bring tussen mense wat ek so lief het, wat ek soveel respek voor het. Van my kant af spreek ek ook vry en onvoorwaardelik. Ek is die een wat met gevoelens, bitterheid en haat in my hart wil rondloop. Ek sal eerder die minste wees en terugstaan. En ek is genuine baie jammer as dit die verkeerde boodskap uit is. Ek hoop julle kan my vergewe daarvoor. En ja, ons gesels gou weer. Mag die Here ook jou hart aanraak. En mag die Here jou hart ook versag. En mag hy die waarheid aan jou openbaar. Al is dit deur visioene, drome, deur sy stem, deur ons medebroers en susters in die een liggaam van Christus. Want hierdie is my verduideliking, hierdie is my saak. En voor God as regter kan ek staan. En ek kan my kop lig en weet met wat se bedoelings ek hierdie werk vir hom doen. Dis moeilik, my liewe broers en susters, as jy hierdie werk doen. Satan soek enige rede om jou te diskrediteer en jou af te breek en mismoedig te maak en te stop. En ons moet aangaan, met of sonder. Ek bedoel, ek kan jou nie verplig om my lief te hê en my te vergewe en saam my 'n pad te stap nie. Dit kan ek nie doen nie.
Maar ek kan opstaan en die wêreld in die oë kyk en die oordeel, straf en vergelding in die palm van God se hand sit. Dankie vir almal se luister. En ek vra julle groot of verskoning weer eens. Mag julle julle harte vind om my te vergewe. Ek bid dit en ek vra dit alles in Jesus Christus se naam. Vrede vir julle. Ons gesels gou weer. Groetnis. Bye bye.